Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre saam in die huis te kan wees. Wat 'n voorreg om saam te aanbid. Spreek Here, spreek tot elkeen van ons harte. Verwyder dit wat skeiding maak tussen ons en U. Mag ons elkeen uitgaan vanmôre, Here, met 'n boodskap in ons harte vir onsself en vir ons medemens. Ons loof U en ons prys U vir U teenwoordigheid hierso vandag. Raak ons aan, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons teksvers vanmôre is uit Job 28 vers 28. Dit is 'n ou teksvers. Job het ten minste 2000 jaar voor Christus geleef. So hierdie is 4000 jaar oue ware wyse woorde. Maar ja, aan die mens het hy gesê, en dis God wat gesê het, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van kwaad af te wyk is verstand. Tot sover. Ek en Peer, ons doen die disippelskap les in die oggende gedurende lesstudietyd, en daar is onderwerpe wat ons aanraak. Ons het die Engelse boekie en dan het ons dit vertaal in Afrikaans. Hierdie is gratis beskikbaar. En dan kyk ons so vir mekaar, as ons dit partykeer aanbied, dan besef ons, hierdie inhoud moet hier versprei word. Ons is 'n klein groepie wat daarso aanbid, of daarso die studies doen, en een van die studies wat ons gedoen het, was die vrees van God. En ons het vir mekaar gekyk en gesê, hierdie is regtig waar, almal van ons het nodig om dit te hoor. In Job 28 vers 28 sê die Here, kyk, en kyk mooi, en kyk weer, en kyk wat is die vrees vir die Here. Hierdie sambreel term, wat soveel tyd en aandag van ons moet kry. God sê, kyk na die vrees van die Here. Hy sê, kyk na hierdie vrees, want dit het te make met wysheid, dit het te make met verstand, dit het te make met heiligmaking, dit het te make met disippelskap, en dit is 'n boodskap wat die Here, en ons sal dit sien, dis die boodskap wat die Here vir ons vir nou gee. Hierdie is 'n 4000 jare oue boodskap wat hy in die Nuwe Testament vir ons kom herhaal, want hy wil nie ons moet kyk en ons moet verstaan. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van vlees en gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons kyk vandag na hierdie onderwerp, want die vrees van God behels dat ons alle besoedelings, volgens daardie teksvers, van die vlees en van die gees gereinig sal word. Ons kyk na hierdie onderwerp van goddelike vrees, want ons wil heiligmaking volbring. Die Engels sê to perfect holiness. Die vrees van die Here lei na perfekte heiligheid en reinheid van beide vlees en van gees. Openbaring 14 vers 7, ons ken hierdie vers, dis 'n welbekende teks, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie 4000 jare oue boodskap kom na ons toe in die Nuwe Testament. Die Here sê, kyk weer, kyk baie mooi, vrees die Here. Dis die sleutel wat ons nou in hierdie tyd van ons bestaan nodig het. Dis die sleutel, of dis soos die Engelsman sê, dis die missing link in 'n groot mate in ons geestelikheid. Ek gaan heelwat teksverse vandag deel. Laat die woord praat
En hierdie teksverse is in dit artikel op die internet beskikbaar. Ek kan die skakel vir julle beskikbaar stel. Vandag neem in die geheel prent van wat ons praat. Ek dink dit sal jou dalk verbaas hierdie tema, wat ons veronderstel is om eintlik goed te ken. Wat dit alles behels. So dis 'n klomp verse. So moenie mismoedig raak as ons na die woord van die Here kyk, maar lees na die tyd en bedink hierdie boodskap. Daniël 12 vers 10. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. Maar die verstandiges sal verstaan. Ons weet hierdie boodskap is reg aan die einde van Daniël. Dis 'n eindtyd boodskap, dis vir die mense wat werklik waar op die nippertjie leef voor die wederkoms. En dan is hierso in hierdie teksvers is daar twee groepe mense. Daar's die baie wat gereinig, gesuiwer en gelouter word. En ek prys die Here dat ek daai woord baie hoor, wat hier in die eindtyd gereinig, gesuiwer en gelouter gaan word. Hulle is met ander woorde die godsvreesendes. En daarom is hulle natuurlik ook die verstandiges. En dan die ander groep mense, die goddelose, wat goddeloos handel en wat nie verstaan nie. Hier op die eindtyd is daar 'n groep mense wat nie gaan verstaan nie. So hoekom kyk ons na hierdie onderwerp, die vrees van die Here? Want soos ons sal sien in hierdie teksvers, godsvreesendheid is krities belangrik om gereinig te wees, gesuiwer te wees en gelouter te wees. So klein bietjie dieper. Wat is die vrees van die Here? Hebreërs 12 vers 28 sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. As ek my woorde hier kan byvoeg, omdat die evangelie, die pragtige, wonderlike evangelie boodskap, tot ons ore gekom het en tot ons hart gespreek het. Daarom, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en met vrees. Die Engels kom mooi deur, die Afrikaans bring dit nie altyd ten volle tot sy reg nie. Die Engels sê godly fear. Dis 'n godsvrugtige vrees. It's a pious fear. Hierdie vers gee vir ons 'n leidraad wanneer dit ons die opdrag gee met eerbied en godsvrugtige vrees om God te dien. Godsvrugtige vrees in sy eenvoud is eerbied. Dis gedefinieer as die toon van groot eer, diep ontzag, aanbidding en respek. Hierdie eer, hierdie groot eer, diep ontzag, hierdie aanbidding en hierdie respek, dis hierdie positiewe vrees wat die Bybelskrywers reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament oor praat en oorskryf. Die vrees van die Here, dit is positief en dit is vreugdevol. Ons sien in Psalm 2 vers 11, dien die Here met vrees en juig met bewing. Kan 'n mens juig met bewing? Ons kan. Eerbied vir die Here, hierdie positiewe eer, is nie net om te bewonder vir sy krag en sy almag en sy grootheid nie. Dis ook om hom te bewonder vir sy liefde, vir sy lankmoedigheid en vir sy vergewensgesindheid. En natuurlik, as dit tot ons harte spreek, dan kan ons juigend bewe. Jeremia 33 vers 9. En die stad sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen. En hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat ek
daaraan bewys. Hierso sien ons die profeet Jeremia het God geopenbaar dat wanneer hy Juda en Israel van hulle sondes sou vergewe en reinig, hulle sal bewe en ontroer word. Hoekom? Oor al die goeie dade en die vrede wat hy gebring het en wat hy aan hierdie stad gedoen het. So, Bybelse vrees en bewing neem nie ons vreugde weg nie. Vrees en bewing weerspieël nie 'n gelowige wat vasgevang is in vrees veroordeel nie. Dis nie Bybelse vrees nie. Maar dit weerspieël 'n gelowige wat oorweldig word en oorweldigend dankbaar is vir God se liefde en sy vergifnis, wat totaal gratis is. Hoekom moet ons God vrees? Psalm 33 vers 6 tot 8. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele skare. Net deur die woord en deur die gees van die Here ontstaan alles. Hy versamel die waters van die see en soos 'n hoop van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Hierdie bedig is so 'n bietjie ou Afrikaans. Die Engels sê, stand in awe of him. Bedig is eintlik om ontzag vir God te hê. God wat die skepper is en ons wat sy maaksel is, wat sy skepsels is. Nog 'n rede hoekom ons God behoort te vrees. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Here, so sê die Hoë en die Verhewene, wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Hierdie vers wys dat God groot en verhewe is. Hy woon in die ewigheid. Sy naam is heilig. Hy woon in die hoogte en in die heilige plek. Verseker is hy ons, sy diepgaande respek, ontzag en aanbidding waardig, nie waar nie. Maar dis nie al nie. Daardie vers sê, hierdie groot en verhewe opperwese, hy woon ook hierso by ons, by die verbrysseldes en die nederige van gees. En wat is die doel dat hy hierso by ons woon? Daardie vers sê, om herlewing te bring. Ons vrees God, want ons onderskei sy oneindige grootheid, en ons besef ook, dat hy is teenwoordig, hy is daar orals, maar hy is ook nou hierso. God is ver, maar hy is ook naby. God is buite of bo die omvang van ons normale en fisiese menslike ervaring. Maar hy is ook op hande. Die Engels sê hy is immanent. En God kom persoonlik kontak maak met ons en hy wil intiem met ons wees. Hierdie groot, almagtige God. Dis hoekom ons hom positief behoort te vrees. Wat sê koning Salomo? Hy stem nogal saam met Job. Spreuke 9 vers 10. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En die kennis van die Heilige is verstand. So wyse koning Salomo, hy sê sonder die vrees van die Here is ons sonder wysheid en ons is sonder verstand.
Met ander woorde, ons het nog nie eers by stappie 1 gekom van wysheid nie. En dan sê hy, kennis van die Heilige lei tot 'n versaking van kwaad. Dit is deel, sal ons sien, dit is deel van godsvreesendheid en dit is verstand. So uit onsself, ek weet nie of julle dit kan regkry nie, maar uit onsself kan onsself nie God op hierdie positiewe manier vrees nie. Jeremia 32 vers 40 sê, en ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, en ek sal my van hulle nie afwend om aan hulle goed te doen nie, en ek sal my vrees in hulle harte gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. Die antwoord is, ons kan nie uit onsself God positief vrees nie. Maar, daar is die belofte. Hy beloof, hy sal sy vrees in ons harte gee. Maar daar is 'n voorwaarde. Wanneer ontvang ons hierdie positiewe vrees? Nehemia bid, Nehemia 1 vers 11. Ag Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. God gee nie sy vrees net vir sommiges nie. Ons ontvang God se positiewe vrees wanneer ons verlang daarna. Ons verlang dat hy dit in ons harte plant. So ons moet daarvoor vra. En dis hoekom Jakobus kom, en hy kom in Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Ons weet dat wysheid is goddelike vrees. Psalm 34 vers 10. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Kom kinders, luister na my, en ek wil julle die vrees van die Here leer. So wat is nog 'n kondisie om die vrees van die Here te kry? God wil sy vrees vir ons gee, as ons daarna verlang, as ons daarna vra, maar dan moet ons ook kom. Dan sal hy ons leer. Met ander woorde, in 'n daaglikse verhouding met hom, sal hy ons die vrees van die Here leer. Hoe kosbaar is hierdie vrees? Dis veel kosbaarder as enige aardse besitting of rykdom. Spreuke 15 vers 16. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Salomo was baie ryk geweest. Hy weet waarvan hy praat. Hy weet dat aardse rykdom kom nie by die goddelike vrees uit nie. Jesus, toe hy vir die ryk jong man sê, wil jy volmaak wees? Gaan huis toe en gaan verkoop al jou goeders, kom hier en volg my. Dis presies waarna Jesus verwys het, is dat God se vrees is ware rykdom. En hy sê vir die ryk jong man, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Wat leer die Bybel ons rondom God se vrees? Deuteronomium 13 vers 4. Julle moet die Here, julle God, navolg, hom vrees, sy gebooie hou, na sy stem luister, hom dien en hom aanhang. Die Engels praat van cleave. So as ons hom aanhang, is soos om aan hom te kleef, soos wat 'n man sy ouers verlaat en sy vrou aankleef. Dis 'n baie intieme verhouding met die Here. Dis wat die Here sê, dis wat Moses sê, wat goddelike vrees is. Ons kan sien dat hierdie is alles sinonieme. Dis sinonieme van God wat vir ons sê, hierdie is my manier hoe ek wil met jou intiem wees, is as jy my navolg,
my vrees, my gebooie gehoorsaam, my stem na luister, hom dien en my aankleef. Dis taal van intimiteit. Dis taal van disippelskap. Dis taal wat sê hierdie is die weg van heiligheid, om intiem saam met God te verkeer. Deuteronomium 28, 58 en 59. As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou, wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedigte naam, die Here jou God, te vrees nie, dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla, en kwaadaardige en aanhoudende siektes. Ons het nou in die vorige vers gesien, dat God se positiewe vrees behels om hom na te volg, om sy gebooie te hou, na sy stem te luister, om te dien en om aan te kleef. Hierso brei Moses uit en hy sê, om sy gebooie te gehoorsaam, moet ons dit sorgvuldig doen. Ons moet sorgvuldig wees om al die woorde van die wet te onderhou. En deur dit te doen, eer ons, respekteer ons, sy heerlike en sy gedigte naam, sy ontzagwekkende naam. En dan gaan hierdie vers aan, wat hy voor ek daarby uitkom. In hierdie vers sien ons, dat God se naam reflekteer in sy wet. Dit is baie duidelik hierso. So om God se naam te eer, is om sy wet sorgvuldig te eer. Die twee gaan baie nou saam. En dan gaan die vers aan. Wat gaan die gevolge wees as ons nie sorgvuldig al die woorde van die wet onderhou nie? Dan sal die Here oor jou en jou nageslag buitengewoon pla bring. Groot en aanhoudende pla en kwaadaardige en aanhoudende siektes. Die Here is lankmoedig met elkeen van ons, maar daar kom 'n tyd wanneer hy diegene wat sy naam nie wil vrees nie, gaan oorgee aan hulle self. En die probleem is, daardie oorgee sluit al hierdie pla en hierdie siektes in. Ons weet van die 7 laaste pla wat kom. So laat ons gehoor gee aan God se wekroep tot godsvreesendheid. Ons bly by die gedagte om sorgvuldig God se wet te onderhou, want dit het 'n refleksie op sy naam. God leer ons in die 3de gebod hoe ons sy naam moet eer. Eksodus 20 vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. In hierdie disippelskap boekie staan daar die volgende aanhaling van The Signs of the Time oor die 3de gebod. Ek het dit na Afrikaans vertaal. Beklemtoon die heiligheid van God se naam en verbied die uitelike gebruik daarvan. Dit sluit in oneerbiedige spraak, ydelle herhaling in gebed, ligsinnige gebruik deur predikers en alle forme van vloek of buitensporige uitdrukkings verder as 'n eenvoudige ja of nee. Dit beskou ook die aflê van geloftes aan God en die versuim om dit na te kom as die ydelike gebruik van sy naam. Die kernboodskap is om God se glorieryke en vreesaanjaende naam te eerbiedig en godsvrugtig te vrees, aangesien oortreders nie onskuldig gehou sal word nie. Ons het gesien in die vorige vers die pla en die siektes. Net so leer die Here ons in sy Onse Vader, die heel eerste gedagte, Matteus 6 vers 9. Ek is nou seker verby. God leer ons, so moet julle bid, Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Dit is die eerste versoek wat ons tot God moet rig in ons geestelike lewens. Goed, die volgende skyfie. Wat leer ons nog wat die Bybel vir ons sê, wat is hierdie positiewe vrees? Deuteronomium 4 vers 10 tot 13.
Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor. Dat hulle, die rede hiervoor, dat hulle kan leer om my te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. So hulle wat God vrees, hulle leer spesifiek uit die wet wat dit is om God te vrees, vir al die dae van hulle lewens. Hulle wat God vrees, hulle leer die wet aan hulle kinders. Deuteronomium 5 vers 29. Ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees in al my gebooie, om dit altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Hier sien ons nog 'n voorbeeld van waar God intiem met ons wil verkeer. Hy verlang dat ons al sy gebooie sal onderhou en dat ons altyd dit sal onderhou. Hoekom? Want dit sal vir ewig met ons goed gaan. Nog 'n voorbeeld, Deuteronomium 8 vers 6. En hou die gebooie van die Here jou God. As ek kan sê, omrede, om in sy weë te wandel en hom te vrees. So om in sy weë te wandel, is om sy gebooie te gehoorsaam. En dit is vorm deel van om hom te vrees. Die Bybel se hoofgedagte oor die vrees van die Here is om sy gebooie te onderhou. Om goed te doen, om ons medemens lief te hê. Met ander woorde, die vrees van God hou baie, baie nou verband met God se heilige wet, die onderhouding van sy gebooie. Psalm 115 vers 11. Julle wat die Here vrees, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skild. So hulle wat die Here vrees, hulle vertrou die Here. Hoekom? Want hulle weet, hy is hulle hulp. Hulle ervaar dit elke dag in hulle lewens en hulle skild. Psalm 103 vers 17 tot 18. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. En sy geregtigheid vir kindskinders, dis 'n mooi belofte, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Dat laat my dink aan Psalm 1, waar die Here sê, wel geluksalig is hy wat sy wet dag en nag oordink. Ons moet dink daaroor om dit te doen. Tot watter slotsom kom koning Salomo aan die einde van sy lewe, rakende die vrees van die Here. Prediker 12 vers 13 en 14, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. So hierdie wyse woorde van koning Salomo, Johannes herhaal dit vir ons in die eerste engelboodskap, wat ons in Openbaring 14 vers 7 kry. Koning Salomo sê aan die een kant vrees God, en hy sê hou sy gebooie. Johannes sê in Openbaring 14 vers 7, vrees God. Sal julle saamstem dat dit wat koning Salomo sê, dat ons met God vrees en sy gebooie hou, een is, en waar Johannes nou net sê vrees God, bedoel hy eintlik ook, dat ons sy gebooie moet hou. Ons kan definitief so sê, want in vers 12 bevestig Johannes dit hard en duidelik. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Koning Salomo aan die een kant sê verder dat hierdie gebod geld vir alle mense. En Johannes kom in die Nuwe Testament en hy beskryf hier die eerste engel wat in die hemel vlieg. En dis 'n boodskap aan die hele aarde. Dis vir alle mense. Dis nie net vir die Jode nie. Hierdie vers geld nie vir Jode wanneer God sy kinders weggeruk het,
soos wat die wederkoms, die wegraping leer nie. Nee, dis vir elke mens bedoel, en dit is hoekom dit so 'n belangrike eindtyd boodskap is. Die Here sê dis vir alle mense. Vrees God, hou sy gebooie. Hou dit uit 'n godsvrugtige vrees. Koning Salomo sê aan die een kant, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom. En Johannes in die Nuwe Testament beskryf hierdie oordeel, maar die groot verskil hierso is, hy sê, God se oordeel het gekom. En as 'n mens Daniël 9 bestudeer, die 2300 aandes en môre, tydsprofesie, dan sien mens aan die einde van daai tydprofesie gebeur strafgerig, en ons weet, as 'n mens die Bybel profeseë bestudeer, daardie profesie, tydprofesie, het in vervulling gegaan. God is besig met om gerig te hou. Hy's nou besig met 'n ondersoekende oordeel. So hoe belangrik is dit nie om dan nou voortdurend positief godsvreesend te leef en te wandel nie. Tot watter slotsom kom Moses oor die vrees van die Here? Deuteronomium 10 vers 12. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel? Om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek vir jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Goddelike vrees het te maak met ons alledaagse praktiese lewens. Ons wandel, ons liefhê, ons diens, ons gehoorsaamheid aan al sy gebooie. Dan is daar nog baie wat die Here vir ons leer oor die vrees van die Here. Ek haal vir ons een aan, Levitikus 19 vers 14. Jy mag 'n dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God vrees, ek is die Here. So hulle wat die Here vrees, hulle behandel hulle medemens anders. En daar's baie verse in Levitikus wat hierop uitbrei. Ek gaan nie dit deel nie. Daar's net nie genoeg tyd nie. Goddelike vrees is dan ook om spesifiek boosheid te versaak. Job 1 vers 8 tot 9. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom, met ander woorde, hy is blaamloos. En opreg, godsvreesend. En wat afwyk van die kwaad. Die Engels doen meer reg aan daai, die kwaad is nog nie kwaad genoeg nie, as mens daai vers lees nie. Die Engels sê, shuns evil. Dis boosheid. So hulle wat God vrees, hulle wyk af van boosheid. In sy lewe wys Job ons dat om God te vrees is sinoniem om van die kwaad en van die boosheid af te wyk. Om aanhoudend boosheid te vermy, te ignoreer, te verwerp deur 'n diep gewortelde gevoel van afkeer en versigtigheid. Dit is om van kwaad af te wyk. Nog 'n voorbeeld. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Weereens, die Engels sê dit mooi, to hate evil. Dis nie net sleg nie, dis boosheid. Nou noem hy op, hoogmoed, trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. So hulle wat God vrees, hulle haat dit wat God haat. Goddelike vrees is dan ook om God se genade, vrye genade, ten volle aan te gryp, uit hierdie dankbare hart uit. Hebreërs 12 vers 28, ons het nou al na hierdie vers gekyk, maar hierso kom iets anders te uit. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Die Engels sê, let us have grace. En so God welbehaaglik dien
met eerbied en vrees. So hulle wat God vrees, hulle benut hierdie genade wat hulle ontvang het ten volle. Ons is in die genade tyd, die genade deur gaan toegaan. Die Here sê, benut my genade wat nou vir jou beskikbaar is, met die doel om God welbehaaglik, eerbiedig te dien. Goddelike vrees is ook om anders te aanbid. Hier is nog 'n Ou Testamentiese vers wat weerkaats word in die eerste engelboodskap van Openbaring 14 vers 7. Dis 1 Kronieke 16 vers 29 tot 31. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom voor sy aangesig. Aanbid die Here in heilige gewaad. Die Engel sê, in beauty of holiness. Nou heilige gewaad kan 'n mens ook insien dat dit kleredrag is. En ja, as ons kom saam aanbid in openbare aanbidding, dan trek jy netjies aan. Maar in hierdie vers, hierdie heilige gewaad hierso, beteken om in heiligheid vanmôre te kom aanbid. Wat beteken dit? Die Here wil hê ons moet glo dat toe hy ons kom red het en ons sy genade geskenk aangeneem het, is ons geheilig. Ons moet dit glo, ons moet vanmôre hier sit met die wete, ons is geheilig. Maar nou dat hy in ons is en ons in hom is, nou is hy besig met sy krag om ons te heilig. Ons moet dit ook glo. So vanmôre moet ons hier so sit met 'n heilige gewaad, in the beauty of holiness. Hierdie vers moedig ons aan om heiligheid na te streef. Die vers gaan aan. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Laat die hemele bly wees en laat die aarde juig. En laat hulle onder die volke sê, die Here is koning. Met ander woorde, beef voor sy aangesig. Dis 'n vorm van aanbidding. Dis 'n oproep aan die ganse aarde. Dis ons boodskap wat ons aan die wêreld moet bring. Daar staan aanbid juigend. Daar staan aanbid deur te verkondig, die Here is koning. 2 Kronieke 7 vers 3. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Dit het gebeur toe hulle koning Salomo, toe die eerste tempel ingewy is. Ons sien Gods vreesendheid sluit in om knielend, in nederigheid te aanbid. Ons sien Gods vreesendheid sluit ook in om hom te prys vir sy goedertierenheid, vir hierdie loyale, borrelende, ewige liefde. Dis 'n belangrike toevoeging oor ons aanbiddingstyl in die kerk. In 1 Testimonies for the Church, volume 5, page 492, staan daar, ek het in Afrikaans vertaal. As die mense in die huis van aanbidding kom, hulle opregte eerbied vir die Here het, en in gedagte hou dat hulle in sy teenwoordigheid is, sal daar 'n soete welsprekendheid in stilte wees. Die onskuldige fluistering, lag en praat in die gemeenskaplike besigheidsplek het geen plek in die huis waar God aanbid word nie. Die verstand moet voorberei wees om die woord van God te hoor, sodat dit die nodige gewig kan hê en die hart op die gepaste wyse kan beïnvloed. Iets om oor na te dink. Enkele beloftes vir die wat God vrees. Maleagi 3 vers 16. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Die engel sê, those who meditate on his name. God het sy eie dagboek en hy luister af
na gesprekke waar hy geëer word. En hierdie dagboek word oopgemaak tydens sy strafgerigtheid. En wat gaan hy daarin lees? Hoe kinders van die Here, godsvreesende kinders van die Here met mekaar uitgeruil het. Hoe goed God is, hoe getrou hy is, hoe liefdevol hy is, hoe genadig hy is, hoe groot hy is. Psalm 103 vers 11 tot 13, want so hoog as die hemele is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid, hierdie oorvloedige en loyale liefde oor die wat hom vrees. Dis 'n mooi belofte. Vers 12, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Wat 'n mooi belofte. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wat 'n mooi belofte. Ek sluit af, hoe groot is jou God? 'n seentjie het eendag vir sy pa gevra, Papa, hoe groot is God? Sy pa het sy seentjie buite toe gevat, na die oopte toe, en hulle het opgekyk, en hulle het 'n vliegtuig gesien, 'n passasiersvliegtuig, wat van een kontinent na 'n ander vlieg, en dit was piepklein gewees, dit was net 'n kolletjie in die lug gewees. En sy pa sê vir hom, God se grootte hang af van hoe naby of hoe ver jy van hom af is. Daarmee het die seentjie gesê, ek kan skaars daardie vliegtuig sien. Dis net 'n stippeltjie daar in die lug. Sy pa laai hom in die kar en hulle ry lughawe toe. Hulle klim uit en hulle stap na 'n massiewe vliegtuig, 'n enorme Jumbo 747. En die seentjie sê vir sy pa, Pa, hierdie vliegtuig is massief. Sy pa sê, dis dieselfde vliegtuig wat ons net nou gesien het. Jy sien, seun, hoe nader jy aan God is, hoe groter word hy in jou lewe. Is dit nie waar nie? Hoe meer tyd ons met ons meester deurbring, hoe groter word hy in ons lewens. Hoe nader ons aan hom kom, hoe groter ontzag, eerbied en respek sal ons vir hom hê. Die Here sê, kyk, so kom ons kyk weer na hierdie belangrike onderwerp, die vrees van die Here. En mag God se grootheid bekend word, soos jy hom intiem, daagliks met hom omgang het. Deur hom na te volg, deur hom te vrees, deur al sy gebooie altyd te hou, deur na sy stem te luister, om te dien en om aan te kleef. Hierdie boodskap gaan oor wysheid, dit gaan oor verstand, maar dit gaan ook oor ons heiligmaking. Iets wat die Here wag, laat sy kerk by daardie punt kom van volmaaktheid. Dit gaan oor disipelmaking. En dit is hierdie boodskap wat moet uitgaan na die eindtyd mense, ons wat vandag lewe. Dankie. Amen.